Nou vriende, goeiemôre, ons eer die Here vir nog 'n nuwe dag wat hy tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here dat ons weet, solank daar lewe is daar hoop. En ek pleit dat die Here ook in hierdie dag u sal trek na sy deurboorde sy. En wat ook al u situasie mag wees, dat u toevlug sal neem na hom. Hy is die een wat vir ons gesê het, hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, God is ons helper en ons sal nie vrees nie. Mag u en ek hierdie dag met blymoedigheid, met dankbaarheid tegemoet gaan, omdat ons weet dat die Here op die troon van die hemel sit. Ek wil u vanmôre groet met die pragtige woorde van Gesang 305. Dit gaan oor die Bybelboek. Dit gaan oor God se wonderlike woord en die waarheid soos opgeteken in sy woord. En die skrywer skryf hegelike tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord. Woord van lig en lewe, rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God dit wees, woorde van volkome klaarheid, wat ons lei in waarheid. Die tweede vers sê, lewendig en kragtig skei die woord vrymagtig tussen kwaad en goed. Dat van skuld vergewe, ons volkome lewe, vry deur Jesus bloed. Alle eer aan God die Heer, bo verwagting, bo gebede, skenk hy ons sy vrede. Nou vriende, as ons vanmôre gaan kyk na hierdie wonderlike Bybelboek, dan vra ek vir u dat u opnuut saam met my sal sien, die wonders uit God se wet, en dat ons opgewonde sal raak daaroor. Dat ons sal sien, dit is 'n hegelike tyding. Dit is 'n bron van hartsverblyding. U sien, die Bybelboek en die waarheid in die woord moet ons opgewonde maak. Ja, ons raak soms mistroostig wanneer ons sien dat ons met 'n sondeprobleem sit en die Bybel ons sonde dikwels uitwys en aanspreek, maar ons word bly en daar's dankbaarheid in ons hart as ons aan die ander kant die vergifnis, die reinigingskrag van die bloed sien en dat Jesus gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kom by hierdie baie besondere gedeelte in Johannes 5:39, waar die Here met die Joodse leiers praat. En net vir u 'n bietjie agtergrond gee, Johannes is die evangelie wat baie maak van die godheid van Jesus Christus, dat hy God is wat mens kom word het. En in Johannes 5 sien ons hierdie goddelike werk wat Jesus gedoen het deur hierdie krepelman by die bad van Bethesda gesond te maak. Dit was Sabbatdag gewees, dit was die Joodse Sabbatdag. En die Bybel sê vir ons dat nadat Jesus hierdie man, wat vir baie jare siek was, gesond gemaak het, sê hy vir hom, neem jou bed op en loop. En hier sien die Jode hom. Nou hierdie Jode was heel moontlik maar die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Dit is maar basies mense wat hulle self in die woord verdiep het, wat die Bybel gelees het. Ons praat in besonder nou van die Ou Testament. Hulle die wet van die Here ondersoek, hulle het wette by hierdie wet bygestel, om dit vir hulle so amper moeilik moontlik te maak, om dan 'n heilige lewe te leef. Hulle het baie las op ander mense gelê, maar die Bybel sê vir ons, nadat hulle hierdie man wat gesond geword het gesien het, vra hulle vir hom, waarom draai jy jou bed, of hierdie mat wat jy opgelê het, waarom draai jy dit op die Sabbatdag? En hy sê, nee, die een wat my gesond gemaak het, hy het gesê, neem jou bed op en loop. En hulle kom by die Here Jesus uit, en hulle begin hom konfronteer, en al wat die Here Jesus vir hulle sê, luister man, ek is besig om die werk van my Vader te doen. Baie duidelik sê die Here Jesus Christus, dat God is my Vader en ek doen sy werk. Hiervoor het hy my gestuur om sy werk te doen, om sy woord te verkondig, om te openbaar dat ek die vervulling is van die Ou Testamentiese beloftes, dat die Messias sou kom. En hier is 'n geweldige gesprek wat plaasvind, en u is baie welkom om al hierdie vers op die eie tyd deur te lees. Maar nou vind ons die besondere woorde in vers 39 en 40 van Johannes 5. Jesus sê vir hierdie Jode, hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes, hy sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen, dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig, en julle wil nie na my toe kom, om die lewe te hê nie. Nou vriende, hierdie getuienis, is nog net so vas en seker, soos dit in daardie tyd was. In ons dag en tyd, waarin ons onsself bevind, hier in Junie 2026, hoor ons nog steeds dieselfde getuienis, as wat weer klink het toe die Here Jesus op aarde was. Daar is hoeveel mense wat die skrifte ondersoek. En hierdie ondersoek in die Engels is to be diligent, a curious search. Dis soos 'n myner wat goud wil uitmyn. Dis iets wat deeglik gedoen word. En hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes was mense wat nie bolangs gelees het nie. Hulle het werklik die skrif ondersoek, omdat hulle meen daarin is die ewige lewe. Wat u sien? Ons almal weet ons gaan een of ander tyd sterwe, en dan gaan ons of by die Here wees, of in God se oordeel, die poel van vuur. Almal weet dit, vriende, selfs die ateïste is bewus daarvan, alhoewel hulle probeer ontken
weet hulle hier diep in hulle wese, daar gaan 'n dag van rekenskap plaasvind, en hulle gaan voor die Skepper God staan, en hulle gaan rekenskap van hulle lewe gee. Die Bybel sê, hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes was presies dieselfde. Dit was mense wat die skrifte ondersoek het, deeglik ondersoek het. Hulle het moeite gedoen. En op die einde van dag het hulle die skat van die Bybel gemis, die Here Jesus Christus self. U sien met die ondersoek van die woord, het hulle uitgekom by reëls en regulasies en moets en moenies, en allerhande seremoniële praktyke en allerhande dinge, en hulle het gedink daarin is die ewige lewe, terwyl die een wat die ewige lewe kan gee, die Here Jesus Christus reg voor hulle gestaan het, en die skrif getuig aangaande hom. Daarom sê Jesus, julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie. Julle weet, ek is die Messias. Julle sien wat ek doen. Julle hoor wat ek preek. Julle sien die wonders, die tekens, die feit dat ek mag het oor die bose. Julle sien dit, julle beleef dit. Julle weet die skrif sê die Messias sal kom, en tog hou julle vas aan julle reëls en regulasies, en julle mis my in die prentjie. Vandag is dit ook so. Hoeveel professore sit op universiteit? Hulle is dosente in godsgeleerdheid, maar hulle ken nie die God van die Bybel nie. Predikante wat op kansel staan, sonnaskoolonderwysers en onderwyseresse, vriende, mense wat bekend staan as Christene, hulle mis Christus. Hulle mis die bron van lewe. Hulle mis die een wat gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, dat ek julle rus gee. Hulle mis die weg, die waarheid en die lewe, die een deur wie ons by God die Vader kan uitkom. Hulle mis die goeie herder. Hulle mis die een wat die fontein van lewende waters is, wat die dors in ons siele kan les. Waarom? Want hulle ondersoek die skrif met 'n verkeerde intensie. Hulle ondersoek die skrif op 'n verkeerde manier. Hulle is besig met allerhande dinge rondom die groot waarheid in die Bybel, naamlik dat Christus Jesus gekom het in hierdie wêreld, Immanuel God met ons, om vir ons die sondedraer te word, sodat ons in en deur hom van sonde vry kan kom. En nou nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons opgewek is. En daarom pleit ek vanmôre, vriende, dat u hierdie groot waarheid sal raak sien. Dat u nie die skrif sal ondersoek en Christus sal mis nie, maar dat u die skrif sal ondersoek met die doel om te sien waar is Christus. En soos u die Bybel lees, sal u sien van die Ou Testament is hy belowe, in die Nuwe Testament het hy gekom. Hy het 'n sondelose volmaakte lewe geleef. Hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar en het gesê, hy gaan ons weer kom haal. Daarom pleit ek by u, dat u die woord sal lees, sal bestudeer, en dat u die skrif sal ondersoek, en dat u ook Christus sal vind, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Mag die Here u seën in die studie van die woord, en mag die woord vir u kosbaar wees, omdat u Christus deur die blaaie van die Bybel afgeskilder sien, as die gekruisigde lam. Groete vir u, mooi dagie verder.